Werk jy in 'n omgewing waarvan jy verwag word om te verander? Werk jy in 'n omgewing waarvan jou verwag word om by te bly met die nuutste tendense? Word daar dalk van jou verwag om gereeld aan te pas by wat die kliënt sê? Want ongelukkig het ons hierdie ding in ons koppe van die kliënt is altyd reg. Sukkel jy dalk om die groep mense wat jy bestuur te lei na verandering toe? Wel, dan is hierdie werkwinkel vir jou. Wanneer jy of jou werknemers die woord verandering hoor, kry meeste mense kriebels, want mense is gewoonte misdadigers. Hulle wil bly binne hierdie gemaaksone of 'n sone wat hulle ken. Hulle weet hoe om daar op te tree. Hulle weet wat van hulle daar verwag word. En die oomblik as ons hulle dan kom uitdaag met verandering, dan raak mense sommer aggressief of hulle onttrek of hulle skop net viervoetig vas. Die werkwinkel waaroor ek met jou wil gesels, gaan juist oor verandering. En ons gaan mooi vir mense verduidelik, wat is verandering regtig? En hoe kan dit jou lewe in 'n meer positiewe lig stel? Hoe kan dit jou werkomstandighede verander? En die groot idee hier agter is net om mense aan die gang te kry en te desintiseer vir daardie pyn wat hulle assosieer met verandering. Die eerste area waarna ons moet kyk, is hoe word ons gedagtes gevorm? Hoe word jou mening of dit wat jy glo oor jouself en ander geskep? In Engels praat ons van wat is jou beliefs. Nou dit is jou prentjie van die wêreld daar buite. Dit word gevorm op 'n klomp verskillende maniere. Deur hoe jy grootgemaak is, wat jou ouers vir jou gesê het reg en verkeerd is, die skool, die dorp waarin jy grootgemaak is, en dan ook spesifieke lewensgebeurtenisse wat 'n impak op jou lewe gehad het. Nou is ons almal volwassenes en ons kan nie aanhou vasklou aan hierdie beliefs nie. Ons kan nie aanhou stil staan by die manier van dink en doen van 10, 20 jaar terug nie. Ons moet bybly en ons moet aanbeweeg. Nie net omdat die wêreld so sê nie, maar omdat jy tog wil goed funksioneer in die wêreld daarom jou. Daarna gaan ons aanbeweeg na hoe ons hierdie beliefs, of dit wat ons glo oor onsself, kan verander. Hoe gaan ons nuwe kortpaaie in ons breine skep, sodat ons vinniger kan uitkom by goeie, positiewe, opbouende beliefs, wat ons ook gaan motiveer na ons doelwitte toe. Nie net is dit belangrik om nuwe gedagtepatrone aan te leer nie, maar ons moet dan 'n manier kry van hoe gaan ons slegte gedagtepatrone breek? Hoe gaan ons die kortpaaie of die triggers wat ons het, om vinnig na daai gedagtepatrone oor te beweeg, hoe gaan ons dit verander? En hoe gaan ons daai paadjies al hoe langer en al hoe gryser begin maak? En wat ons hier gaan doen is, ons gaan baie gebruik maak van NLP. Dit is Neuro-Linguistic Programming, waarvan julle baie meer gaan leer, soos wat julle die video's kyk.